U kan die Bybels vir my oopmaak by Hebreërs 10. Dis op bladsy 296 in die Nuwe Testament, Hebreërs 10. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 11 tot en met vers 25. Kom ons sluit net weer die oë. Here, op ons skote lê u woord, goed bekend aan ons, al deurgelees. Maar Here, ons kom bid en vra dat u opnuut vanaand weer u woord vir ons sal kom nuut maak. Geef ons weer 'n vars en 'n nuwe ontdekking van wie u is in u woord. Dankie Here. Dankie vir u woord vir ons. Vorm ons, stuur ons, rig ons en lei ons met u woord, o Heer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vanaand se martelare is twee persone by wie ons gaan stil staan. Perpetua en Felicitas. Ek lees hulle verhaal vir u. Perpetua en Felicitas was twee Christelike martelare wat in 203 na Christus in Karthago gesterf het tydens die vervolging onder keiser Septimus Severus. Perpetua was 'n jong adelike vrou en moeder, terwyl Felicitas 'n slaaf en ook 'n jong moeder was. Hulle is saam met 'n groep Christene gearresteer omdat hulle geweier het om die Romeinse gode te aanbid en het in die tronk volhardend hulle geloof bely. Perpetua het 'n dagboek agtergelaat waarin sy haar visioene en haar innerlike stryd beskryf, wat van die oudste bewaarde geskrifte nog deur 'n Christelike vrou is. Felicitas het kort voor haar teregstelling 'n kind gebaar en is bekend vir haar moed en haar geloofsgetrouheid. Op die dag van hulle marteldood is hulle saam met ander gelowiges in die arena aan wilde diere blootgestel en uiteindelik met 'n swaard vermoor. Hulle verhaal het 'n kragtige getuienis geword van standvastigheid en geloof, en hulle word in die katholieke en ortodokse tradisies as heiliges vereer. 'n Geloofsgemeenskap in die kleine, ten spyte van vervolging, ja, ten spyte van die dood, was hierdie twee getrou tot die einde. Ek kan nie anders wees as wat ek is nie. Dit is van die woorde wat opgeskryf is in Perpetua se boek. Die sleutelgedagte, identiteit lê in Christus bo alles. Ons kan aflei dat Perpetua 'n Romeinse adelike was, wat haar tot die Christelike geloof bekeer het, en dit was net vir haar volksgenote een te veel. Hierdie is min of meer so 150 jaar voordat Konstantyn afgekondig het of afgevaardig het dat die Christelike geloof die geloof sal wees of moet wees wat in die hele Romeinse ryk aangehang sal word. Maar dit is geloofshelde soos Perpetua, Felicitas en andere, soveel andere, wie se lewenstyl sterker gespreek het as wat hulle met hulle monde bely het, wat so 'n drastiese verandering in die wêreld geleef het, dat mense nie anders kon as om te erken, hierdie Jesus is iets anders nie. Wat so mooi is van hulle verhale, en al hierdie verhale van hierdie martelare met wie ons gekonfronteer was hierdie week, is dat hulle het nie 'n Bybel gehad nie. Daar was nie een nie. Hulle het enkele briewe gehad, maar die Bybel in sy 66 boeke as kanon, soos ons hom ken vandag, en in die katholieke tradisie met die apokryfe boeke by, dit het eers 350 na Christus gebeur. Toe is die kanon vasgestel. Hierdie mense het dit reg gekry om die Bybel te beliggaam. Hulle het dit reg gekry om hulle geloof te leef, ten spyte van wat dit hulle gekos het, ten spyte van die prys. Hierdie twee was ook bekend daarvoor dat hulle Christus bo hulle eie familie gekies het.
10-1 ook hulle eie familie wat hulle uitverkoop het aan die Romeinse owerhede, en was hulle in die sirkus van die tyd gedood tot vermaak van 'n amfitheater vol mense. Gesterf soos al die ander ter wille van Christus Jesus. Ons lees vanaand Hebreërs 10 vers 11 tot 25. As ons kyk in Hebreërs so hier van die 8ste hoofstuk af, eintlik nog vroeër, van die 7de hoofstuk af, is Hebreërs heeltyd besig om Christus se unieke aard en karakter as hoëpriester te illustreer, te verduidelik, in konteks te bring met geloof van die tyd. Dit was ook die teksgedeeltes wat vir my gegee was in my finale proefpreek, voordat ek gelegitimeer is as predikant, of toe nog proponent. Johannes sal nou presies weet waar is die preek lê op in Bloemfontein. Daar is ek nou as 'n jong raaf ingestuur met 'n vol bank professors en dominees wat genooi is van die Vrystaatse Node, as ook van die kuratorium reg oor Suid-Afrika. Die kuratorium is nou mense wat toesig hou oor die leer. En het ek hierdie teks gekry om my proefpreek te doen. En toe ek nou my gehoor oordink, toe besef ek kan nou hier vir hulle in 'n preek vertel presies alles wat hulle my in 6 jaar op universiteit geleer het. En ek het weggetrek en ek het 'n goeie preek gelewer, so het hulle vir my gesê, maar het hulle toe op die ou einde vir my gevra, en dis ook woorde wat julle al uit my mond uit gehoor het. Dis nou goed en wel en baie mooi, maar verduidelik dit nou asseblief vir ons asof ons 6 jaar oud is. Ek het so effe afgehaal gevoel en net daar besef presies wat hulle vir my sê. Dit het natuurlik my prediking gevorm en my toenadering is nou die verkeerde woord, my manier van prediking gevorm, en hoop en vertrou ek dat ek ook vanaand hierdie vir u as 6-jariges kan verduidelik. Kom ons lees. Elke priester staan dag vir dag sy diens in verrig en bring elke keer weer dieselfde offers in die tempel wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sonde gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar totdat sy vyand aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Ook die Heilige Gees betuig dit aan ons. Eers sê hy, dit is die verbond wat ek met hulle in daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die hart gee, in hulle verstand sal ek dit skrywe. Dan sê hy verder, aan hulle sondes en hulle oortredings sal ek nooit meer dink nie. Waar die sonde vergewe is geen offer daarvoor meer nodig nie. Broers, ons het dus dan nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot hoëpriester voor die huis van God het, laat ons tot God nader met opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons dan ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos dit party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien nader kom. In hierdie week is ons gekonfronteer met 'n nalatenskap van toewyding. Ons het Sondag aand stilgestaan by hoe dit nie moet wees nie. Die tragedie van selfbehoud. Abraham offer sy nalatenskap Maandag. Dinsdag offer die weduwee haar lewensbestaan. Gister wys Maria vir ons, wat is liefde wat niks terughou nie. En al hierdie verhale
vind vervulling in die offer wat Jesus bring. En vandag staan ons hier en ons kyk deur die deur van die oop graf en die kaal kruis verby. En ons kyk terug na dit wat Jesus vir ons kom doen het. Ons kom kyk terug ook hoe hierdie offerverhale nie net vorentoe wys nie, maar ook sinvol raak binne in die offer van Jesus. Ek sê juis deur die leeg graf en 'n kaal kruis, omdat Jesus nie meer in die graf is nie en sy kruis is leeg. Dit is belangrik om dit te onthou. Jesus se offer was nie 'n offer van tot niet gaan nie. Jesus se offer was 'n offer van oorwinning en opstaan in 'n verheerlikte staat. Dis wat sy offer was. En dis hoekom dit moontlik was vir Jesus om hemel toe te kon vaar, want hy het opgestaan in 'n verheerlikte liggaam wat nie beperk was tot tyd, plek, ruimte en spasie nie. Bo dit verhewe. Belangrik om dit raak te sien. In hierdie gedeelte wat ons gelees het vanaand, sien ons dat die offer van Christus 'n paar implikasies het op my as individu, maar ook op die geloofsgemeenskap. En dis nou die gedeelte oor die geloofsgemeenskap wat ek nou uitstel na Sondag toe. Soos weer advertentiebreek, Sondag gaan ons nou die verdere implikasie hiervan op die geloofsgemeenskap van nader bekyk. Die offer van Jesus sê dat die vergifnis so drasties is, dat geen verdere offer nodig is nie. Die sondeprobleem is permanent opgelos. Luister net gou weer wat staan hier, nou moet ek dit net weer kry. Deur die een offer, het hy die wat vir God afgesonder word, altyd, wat gedoen? Wat staan daar? Lees, iemand moet dit vir ons hardop lees, want ek wil dit nie sê nie, ek wil nie, julle moet dit sê. Daar staan, deur die een offer het hy, die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van die sondige wat? Vrygemaak. Ons is vry van die mag van die sonde in ons lewe. Dis die potensiaal wat Jesus daar geplaas het. Dis ek wat dit weer toelaat in my lewe. Met keuses wat ek maak, besluite wat ek neem, met mense wat ek myself omring. Christus het vir my vrygemaak van die mag van die sonde. Maar nou moet ons onthou wat Paulus ook sê. Onthou, Paulus het nou net die Hebreërs geskryf. Daar is wel mense wat so dink, maar dis nie Paulus wat hier geskryf het nie. Paulus sê, Paulus het redelik die Nuwe Testament ook geskryf. Hy sê, Here, hoe is dit dan? Ek weet ek is vry van die mag van die sonde. Ek weet al hierdie goed. Here, maar in my mensheid sit ek met 'n worsteling. Dit wat ek moet doen, Here, ek kry dit nie reg nie. Maar dit wat ek nie moet doen nie, slaag ek 100%. Ek kry dit sommer as van selfsprekend reg. En dan sê ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Dan kom hy waar terug, waarheen? Dan kom hy terug Golgotha toe. Want hy sê, dank God vir Christus. Want by Christus kry ek vergifnis en genade. Vergifnis en genade om wat te kan doen? Op te staan en weer te kan probeer. Op te staan en weer te kan probeer. Dit wil lyk asof hierdie teks vir ons sê, in die perfekte wêreld gaan die mense dit regkry om sonder sonde te leef. Maar die wêreld is nog nie perfek nie. Die wêreld is nog nie perfek nie. Hy gaan eers perfek wees wanneer ons hierdie sinlose aardse bestaan verlaat. Want onthou, die duiwel hou nie van wat besig is om te gebeur nie. En hy ken elkeen van ons se mondering so goed, dat hy presies weet, die mooi woorde vandag is mos triggers. Hy weet presies waar is die trigger in my lewe om te trek, en as hy daai trigger getrek het, dan weet hy, daar gaan hy nou weer in sy spiraaltjie af. Iewers gaan hy weer plat op sy gesig val. En dan dink die duiwel uit gewen,
Maar wat hy nie weet nie, is dat daaronder waar ek plat op my gesig staan 'n Christus Jesus wat vir my sê, wat maak jy hier? Hoekom is jy hier? Hoekom het jy hier gekom? Maar staan op, ek het ook vir hierdie oomblik myself vir jou geoffer, sodat jy kan opstaan en weer probeer. Saam met hierdie, sê hierdie teks ook, dat Christus se dood vir ons 'n uitnodiging tot vrymoedigheid gee, om die heilige ruimte binne te gaan, wat vroeër onbereikbaar was. Nou is ons weer by donderdag aand se hemelvaartpreek, waar ek hieroor gepraat het. Christus het vir my die vrymoedigheid gegee, om die heiligdom, die allerheiligste te betree, daar waar God is. Ek hoef nie meer bang te wees om daar te kom nie, want sy bloed, sy offerbloed, bedek my sonde, bedek my skuld en skande, sodat ek sonder elendige mens, voor God kan gaan staan en sê, Here, wees my genadig. Want Here, sonder u offer in my lewe, kan ek nie, durf ek nie en mag ek nie. Christus is nie net 'n offer nie, hy is ook die priester wat nou binne in ons woon. Die institusionele tempel is deur die liggaam van Christus vervang. Daardie liggaam waar u en ek, wat u en ek het die vrymoedigheid om die genadetroon te betree, ons is vrygekoop, ons is vrygemaak, maar dit plaas ons nie as 'n individu nie. Dit plaas ons as deel van die groter geloofsgemeenskap, want dis binne die ruimte van daardie groter geloofsgemeenskap, en wil ek amper so ver om te sê, binne daai ruimte alleen, waar ons dit sal regkry, om tree vir tree, nader, beter en sterker. Want ek het medegelowiges saam my nodig, wat my kan optel wanneer ek val, en my kan regophou wanneer ek wil struikel. Mense vir wie ek kan gaan sê, weet julle, dis eintlik die kerk, waar die kerk veronderstel is om te wees. My broer, my suster, ek sukkel met hierdie dinge in my lewe, help vir my. Maar die kerk kry daai nog nie so lekker reg hê. Daai kry ons nog nie so lekker reg hê. Alhoewel dit is waantoe Christus se kruisdood ons oproep. Vergifnis is nie ooreenkoms wat ons elke dag moet heronderhandel nie, maar is 'n realiteit waarin ons moet leef. Want die offer was eens en vir altyd volmaak. Vergifnis is die ruimte waarbinne ek as gelowige beweeg om God te aanbid. So my sfeer van beweging lê onder Christus se vergifnis. Dis ook die identiteit wat ek het. Ek is vergewe. Ek is nie die sukkelaar en die sondaar wat worstel nie. Ek is van my worstelinge bewus, maar dit hoef nie my identiteit te bepaal nie, want die offer van Christus bepaal my identiteit. Efesiërs 1, julle is almal verkies, julle is almal verlos en julle is almal verseël. Deur die bloed van Jesus Christus wat op Golgotha vir jou gevloei het. Die fokus val egter op die noodsaaklikheid van gemeenskap en onderlinge aanmoediging na mate die einde kom. Hier aan die einde sê hy dit, né? Julle moenie van die samekomste van die gelowiges af wegbly nie, maar ons moet mekaar eerder aanspoor en aanmoedig om daar te kom. Kom, ek spring gou so bietjie na Sondag toe. Hier is my iets wat so mooi in hierdie gedeelte geskryf staan. Nou moet ek dit net weer kry. Laat ons dan na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Wat is liefde en goeie dade anders as toewyding? Wat is liefde en goeie dade anders as my toewyding in reaksie waarop? Op die offer wat Jesus vir my gebring het. Dis waantoe ek in 'n geloofsgemeenskap my medebroer en suster moet aanmoedig en aanspoor. Maar nie deur hulle te beskinder en te beskel nie, deur self voor te loop en sê, stap agter my aan. Wees my navolger soos ek die navolger van Christus is. Staan ook in die skrifte geskryf. Ons sal moet nie dink oor kerk wees, hier is nou regtig die vorentoe advertensie vir Sondag. Die moderne klem op kerk as plek van dienslewering maak ons blind vir die Bybelse verhaal dat die gemeenskap 'n plek van wederkerige verantwoordbaarheid is. Aan die voet van die kruis het Christus se geloofsgemeenskap gevorm.
Vrou, daar is jou seun, seun, daar is jou moeder. Hulle was nie familie nie, maar aan die voet van die kruis word familie geskep, word familie gevorm. En God het nie net 'n enkeling geroep, hy het vir hom 'n volk bymekaar gemaak. Toe hy vir Abraham gesê het, jy en jou nageslag, julle gaan my volk wees. En goed het hy geweet, hy gaan 'n offer moet bring, sodat daai volk hulle identiteit kan verander van sukkelende swerwers na vrygekoopte, vergeefde kinders van God. Dis wie ons is. Op Golgotha het die werklike offer gebeur. Die Vader gee sy enigste seun. Die seun dra self die hout. En daar's geen plaasvervanger nie. Hy is die lam. Jesus gee nie uit oorvloed nie, hy gee alles. Hy gee nie net sy besittings nie, hy gee sy lewe. Hy gee nie gedeeltelik nie, maar volkome. Hy is die ware lam wat God voorsien het, die vervulling van al die tempeloffers en die grond van alle genade. Dit gee betekenis aan die weduwee se vertroue en Maria se liefde en dit bevestig die geloof van Abraham wat gesê het, my kind, God sal voorsien. Dit is wat Jesus kom doen het. Dis een groot prentjie, een offer met baie reaksies. Abraham openbaar God se kant, die Vader wat bereid is om sy seun te gee. Isak openbaar Jesus se kant, die seun dra self die offerhout. Nou kan mense sê, ja, maar Simon van Sirene het vir Jesus gehelp. Ja, hy het. Maar Simon van Sirene het daar ook die kruis gedra wat op sy skouers moet rus, want Christus het immer Simon van Sirene se kruis ook gedra, want toe op Golgotha sy lewe gegee het en gesê, dit is volbring, het Simon van Sirene ook vergewing vir sy sondes gekry. Ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader toe behalwe deur my offer nie. Dis Jesus. Die ryk jong man wys die gevaar van om jou eie rykdom, wat ook al dit mag wees, bo Jesus te kies. Die arm weduwee wys die ideaal van alles gee uit vertroue. Onthou, ons kyk nou terug van die kruis af. En Maria wys die reaksie van liefde. Jou kosbaarste ding stort jy uit voor Jesus se voete. Maar Jesus se offer op die kruis bly die middelpunt van al ons denke. Dit vervul die Ou Testament. Dit maak genade moontlik, selfs vir die ryk jong man. En dis die dom genade van God. Daai ryk jong man wat nie wou nie, wat nie kon nie, ook hy is ingesluit as hy reageer op die genade wat God openbaar. Dit gee sin aan die offers van die armes en die toegewydes, en dit nooi ons almal uit om onsself as lewende offers te gee. Nie om gered te word nie, maar omdat ons reeds gered is en om daardie gawe en genade te gaan deel in my geloofsgemeenskap, meer oor dit Sondag. En dis waarin u en ek geroep word om God te volg. Om God te gaan volg in die geloofsgemeenskap waar hy my geplaas het, met die gawes wat hy aan my toevertrou het. Want daar moet ek verantwoordelikheid neem vir my medegelowiges. Moet ek hulle trek en stoot en hulle aanmoedig in hulle toewyding, sodat hulle kan kom op die plek daar waar God wil hê hulle moet wees. Want ook hulle is vrygemaak deur die offer wat vir hulle gebring is. Maar sien, Golgotha skryf ook op ons harte die wette van die Here, en in hulle verstand sal ek dit skryf. En dit is vir my so mooi hierdie. Die hart verwys na my emosie, na my siel, na my menswees, na my koneksiepunte. En die verstand verwys na my kop. Moet ons die Here met hart, siel en verstand aanbid hê. Hart, siel en verstand oorgegee aan God, aan sy wette. En wat is sy wette? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet gaan leef tussen my mense en hulle lief hê soos jouself. Hoe gaan jy dit doen as jy op jou eie is? Hoe gaan jy dit doen as jou denke oor kerk wees net vir my is? Dit gaan juis oor ek wat na vore tree en intree in God se geloofsgemeenskap in, want die offer van Jesus maak my deel van God se familie, waarin ek 'n spesifieke rol en roeping het om uit te leef.
Ons het nie vanaand 'n uitdaging nie. Ons het vanaand 'n onthou gedagte. Pinkster 2026 was 'n toewydingsles en ons staan aan die ander kant van Jesus se leekgraf en kyk nou terug na die toewydingsvoorbeelde en 'n nastreef hiervan meld ons aan met ons geld, met ons tyd, ons reputasie, ons toekoms, ons identiteit en ons doen dit alles uit dankbaarheid uit, want toe God op Golgotha uitgil, dit is volbring. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Was ek ook in sy gedagtes. Amen. Ek gaan vra dat ons vanaand weer in groepe na mekaar toe sal verdeel. En net daar waar jy is, paar oomblikke saam sal bid. Dan Dawie gaan ek vra dat jy vir ons asseblief op die ander program die Ons Vader soek. Dan gaan ons hom sing na die gebede. Dan sing ons daarna lied 308 en dan gaan ek vir ons die seëngroet uitspreek. Ek weet ek spot jou nou, maar ek voel ons moet dit nou doen. Daar's geleentheid vir gebed. Sit reg so, reg. Hier kan maar uitgaan.
Here God, baie dankie dat U in hierdie week vir ons kom wys wie ons vir U is. En dankie Here dat U ons ook nooi om daarop te reageer. Dankie Here vir 'n week wat U ons kom uitdaag het, vir 'n week wat U U vinger in ons harte kom druk het. En help ons Here om te reageer op dit wat ons gehoor het en ons in te stel op die koms van U koninkryk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons staan, dan sing ons lied 266 en direk daarna kan ons dan lied 308 al 5 verse sing. Altijd na
Dis nou so mooi, ek het amper begin sing. Kom, ons gaan huis toe met die seën van die Here in ons lewe. Gaan nou in die krag van die Heilige Gees, met harte wat oorgegee is en hande wat gewillig is. Mag die vuur van God se liefde julle elke dag vervul, sodat julle lewe 'n lewende offer word tot eer van sy naam. Gaan aan. Wil hy nie aan nie? Sien ek het is my, kom hy nou. Kom ons sê saam, ons behoort aan Jesus. Ons lewe is nie meer ons eie nie, tot sy grootheid alleen. Amen. Mooi naweek vir elkeen van u. Sien Sondag baie sterkte aan ons skole vir Saterdag vir die interskole. Laat julle liggie skyn.